Goeiemôre almal. Dit is my voorreg dat ons so rondom die woord van die Here vandag so saam kan wees en ek wonder as jy daar by die huis is dat jy so 'n bietjie dink aan jou pa, al die rol wat jou pa in jou lewe gespeel het. Dit is vandag Vadersdag, maar ook ons hemelse Vader. Dit is 'n dag wat ons ook dink aan die genade wat ons van hom ontvang. En ek hoop jy mense rondom jou het wat saam jou daar sit, dat as jy 'n pa is, dat hulle vandag vir jou sal bederf. Hopelik het jy al 'n koppie koffie vanoggend in die bed gekry of as jy dalk bevoorreg is, jy dalk ontbyt gekry. So mag jy hierdie dag saam met jou familie en vriende en kinders geniet as 'n geskenk uit die hand van God. Ons is al 'n geruime tyd besig om as 'n groep gelowiges, maar ook deel van die leierskap in die gemeente om so 'n bietjie te werk rondom ons waardes, en ons gaan nou ook daaraan begin aandag gee in ons prediking. As julle op die almanak kyk, dan sal julle sien een van ons waardes is aanvaarding, wat dan ook vandag die tema is. Mag hierdie woord wat baie gelaaide betekenisse het, ook vandag vir jou op 'n ander manier ontsluit word. Kom ons raak stil, rustig daar waar jy is, en ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir U loof en prys en dankie sê, want U is ons Here, die opgestane Here, die lewende God. Here, ons dankie dat U die almagtige, grote God is, aan wie al die eer en lof en aanbidding toekom, in hemel en op aarde. Dankie vir die geskenke wat ons ontvang, vir ons kinders, ons familie. Dankie vir ons paas. Dankie vir die invloed wat hulle ook in ons lewe speel. En Here Jesus, ons volg U ook om paas te wees wat iets van U liefde en genade wil wys. Help ons daarin. Ons is so afhanklik van U. Ons dink aan al die mense aan ons sy, ons vrouens, mense wat saam met ons werk. Here, dankie dat ons ook in 'n gemeente kan wees waar ons iets van U liefde en genade met mekaar kan deel. Maar ook die pad wat U met ons stap. Dankie vir die Pinkster wat ons saam met medegelowiges hier kon deel. Here, help ons, soos wat ons ook aan Pinkster gehoor het, help ons dat die Heilige Gees ons kop na U draai, Here Jesus. Ons bid dit ook vir vandag, vir die skrif, vir die woord wat U in ons harte kom lê. In Jesus Christus naam vra ons dit alleen. Amen. Ons lees saam Lukas 7 vanaf vers 36 af. Die vergewing vir 'n sondige vrou. Dit is ook een van ons leesroostertekste vir die dag. So kom ons lees daar saam. Een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het die Fariseër se huis binne gegaan en vir ete aangeleun. En kyk, daar was 'n sondige vrou in die dorp wat gehoor het dat hy by die Fariseër se huis gaan eet het. Sy het 'n albasterfles vol reukolie gevat en agter Jesus by sy voete gaan staan. Sy het gehuil en begin om sy voete met haar trane nat te maak. Sy het sy voete met haar hare afgedroog, dit gesoen en met die reukolie ingevryf. Toe die Fariseër wat hom uitgenooi het, dit sien, het hy in sy hart gedink, as hierdie man 'n profeet was, sou hy tog geweet het wie dit is wat hom aanraak en wat 'n soort vrou sy is, dat sy 'n sondige vrou is. Maar Jesus het vir hom gesê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Sê maar, meester, antwoord hy.
2 mense was by 'n sekere geldskieter in die skuld. Die een het 500 denarius geskuld en die ander 50. Omdat hulle hom nie kon terugbetaal nie, het hy albei se skuld kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom dan die meeste lief hê? Simon het geantwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het. En Jesus sê vir hom, jy het reg geoordeel. Toe het hy omgedraai na die vrou en vir Simon gesê, sien jy hierdie vrou? En toe ek by jou huis ingestap het, het jy nie eers vir my water vir my voete gegee nie, maar sy het my voete met haar trane nat gemaak en met haar hare afgedroog. Jy het my nie 'n soen gegee nie, maar sy het, vandat ek hier aangekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Jy het my kop nie met olyfolie gesalf nie, maar sy het my voete met reukolie ingevryf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, en dit was baie, is vergewe, omdat sy baie liefde betoon het. Maar die een vir wie min vergewe word, het min liefde. En vir haar het hy gesê, jou sondes is vergewe. Toe begin die mense wat aangeleen het, vir ete onder mekaar sê, wie is hierdie man, dat hy selfs sondes vergewe? Maar Jesus het vir die vrou gesê, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Kort daarna het Jesus deur die een stad en dorp na die ander gereis om te preek en die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Die 12 het saam met hom gereis. En ook 'n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees is, naamlik Maria, wat bekend was as Magdalena, uit wie 7 demone uitgegaan het. En Johanna, die vrou van Gaza, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander wat uit hulle eie bronne vir Jesus en die 12 gesorg het. Tot sover. Wanneer ons na ons almanak vir die jaar wat iets vertel van die tyd in hierdie jaar wat ons leef, dan is daar 'n prent van 'n man wat op die strand staan met sy hande soos hierdie een, ook oop. Oop hande. Oop vir liefde, aanvaarding. Aanvaarding is nogal iets wat mense soos ek en jy, vandat ons klein is tot waar ons nou so hier sit, hoe jy ook al daarna kyk, is dit so dat ons aanvaarding soek. Ons soek dit by sekere mense wat vir ons belangrik is. Soek dit by ons paas, by ons maas. Baie keer soek ons dit ook by ons kinders, die manier hoe ons kinders na ons kyk. Die lewe word egter ook bepaal deur jou sienswyse oor die lewe. Ons aanvaar nie net almal nie. Ons aanvaar nie net mense wat ons dalk aanvaar nie. Die vraag is seker, by wie soek ons aanvaarding? Watse tipe aanvaarding soek ons? Wie aanvaar ons? Ek bedoel, vir wie aanvaar ons? Dit is so dat mense baie keer ook ander mense by hulle lewe intrek en aanvaar, omdat hulle 'n sekere sienswyse oor die lewe het. Besigheidsmense sal baie keer mense by hulle groepe intrek wat hulle besigheid sal bevorder. Mense raak ook vriende met ander mense. Mense raak oënskynlik selfs baie lief vir mense en aanvaar mense omrede dit ook baie keer hulle eie belange dien. Jou binnekring nie. Mense wat jy in jou binnekring toelaat en jou buitekring. Dit sal nogal goed wees om te weet hoekom jy
sekere mense aanvaar. En hoekom is dit makliker vir jou om sekere mense te aanvaar as ander? Wat is die sake wat jou dryf? Wat bepaal hoe jy na mense kyk en wie jy in jou kring wil intrek? Nou, ons as gelowiges, as ons hier in die gemeente kyk, sien ons 'n klomp verskillende mense, maar ook daar in die wêreld wat ons sou sê ons is lief vir mekaar. Ons trek mense in. Een van ons waardes in die gemeente is wat ons sê dat ons mekaar ook aanvaar. Nie altyd so maklik nie. Nie altyd so maklik om mense met hulle eie nikke en grille en dinge te aanvaar nie. Mense wat anders dalk dink as jy oor die lewe. En hier Sondag stap ons in uit verskillende plekke met verskillende paas wat vir ons verskillend opgevoed het, verskillende waardes selfs soms. En ons stap hier in as 'n groot familie wat sê ons aanvaar mekaar. En tog is dit ook so dat baie mense op 'n manier sonder dat hulle sal erken nog met 'n stuk groot bagasie uitstap oor aanvaarding. Of hulle aanvaar is. Of God hulle aanvaar. Dit is vir baie mense moeilik om hierdie saak van goddelike aanvaarding te snap. Want wanneer ons in die spieël kyk en wanneer ons na ander mense kyk, is dit self vir ons soms moeilik om te dink dat God jou aanvaar. Maar kom ons sny dit so 'n bietjie dieper. Dis ook baie keer moeilik om te dink dat mense in die buitekring deur God aanvaar word. Ons sal dit nie dalk erken nie, maar mense het hierdie manier van lewe aangeleer dat jy diep binne tog dink wie is in jou binnekring en wie is in jou buitekring. Jesus het in hierdie gedeelte iets hiervan nogal kom oopmaak. Die persoon wat hom genooi het was 'n fariseer. Belangrike mense in die kerk. Dis mooi om iets te verstaan dat Jesus uitgenooi word. Uitgenooi word na 'n plek, 'n huis van mense wat tog sekerlik geweet het wat is Jesus se siening? Wat is Jesus se siening oor die lewe, oor mense? En hulle het tog sekerlik geweet dat Jesus nie die geskooldes om hom vergader het nie, maar die anderse vissermense. Sy binnekring het bestaan uit mense nie noodwendig van aansien nie. En hy het Simon vir Jesus genooi. Op dieselfde plek, in dieselfde huis, daag 'n vrou op. 'n vrou wat bekend was as iemand wat sondig was. So sy's 'n sondige, 'n sondaar. En hierdie vrou het sonder dat sy enige iets gesê het sy 'n daad begin doen wat wys dat sy aanvaarding soek nie. Dat sy aanvaarding soek by Jesus. Simon op daardie tyd dink by homself. Hy dink by homself, as hierdie nou die Messias was, hoe sal hy toelaat dat hierdie vrou sy voete salf? Sy voete met reukolie salf. Hoekom sal Simon so dink? Uit watter posisie praat Simon dat hy op enige manier nou sou dink dat hierdie vrou nie waardig is om Jesus se voete te salf nie? En 'n mens moet verstaan dat die vrou ook as onrein gesien is op grond van haar lewe. En dit sal verklaar dat Jesus ook onrein is deur die aanraking van hierdie vrou. Daarom die verklaring wat hy dan sê, as
Jesus dan nou werklik 'n profeet is, of 'n Messias is, dan sal hy tog weet dat vir God is reinheid baie belangrik. So mens moet ook vir Simon Petrus verstaan weens sy agtergrond en weens sy siening van wat is rein en wat is onrein. So het Jesus nie as 'n Messias en 'n rein eintlik gesien nie. En Jesus begin so 'n bietjie met Simon in 'n gesprek tree. Hy vertel vir hom 'n verhaal. Hy vertel vir hom 'n verhaal van skuld. Van in die skuld wees. Van in die skuld wees by 'n persoon en die een skuld baie 500 en die ander een 50 denarius. En hulle skuld word afgeskryf. Amper soos Jesus by die kruis ook uitgeroep het, dis volbring, tetelestai, nê? Dis afgehandel, dis soos 'n afgehandelde saak. So hierdie voorskieter van geld skryf die skuld af. En Jesus gaan met Simon en hy vra vir hom 'n vraag. Hy gooi die bal heeltyd terug en hy sê, wie gaan die meeste liefde bewys tussen die twee? En Simon sê die een vir wie die meeste skuld afgeskryf het. Jesus sê, Simon, jy het reg geoordeel. En Jesus wys toe vir Simon op 'n paar sake. Wanneer mense by iemand aan huis gekom het, het hulle skoene uitgetrek. Hulle het hulle skoene by die voordeur gelos. Toe ek in Amerika was, het ons by vriende gaan eet en soortgelyke gebruik. Eintlik by seker baie goeie gebruik, want dan loop jy nie al die vuil onrein sand of waar jy jou voete ook al heen beweeg, dalk koeimis of enige iets wat jy by was. Dan los jy jou vuil skoene buite. Was ook so, was ook by die Joodse gebruik, hulle sandale, maar hulle voete was tog vuil van die stof. En jy was 'n gasvrye mens as jy ook die voete van jou mense gewas het. Simon kon nie eers die eie sterk reëls waarby hulle so aan vasgehou het op Jesus toepas nie. Hy het hom nie so ontvang as werklik sy gas vir wie hy soveel ontzag en respek het nie. En Jesus wys hom daar. Meeste uitleggers is dit eens dat selfs die vrou nooit sou inkom by hierdie man se huis nie. Hulle het haar bloot toegelaat want hulle wou eintlik vir Jesus dalk nog 'n stryk stel nie. Hulle het geweet wat gaan hier kom, wat gaan hier gebeur. En Jesus gaan in hierdie gesprek en natuurlik is Simon reg. Jy sien die sleutel vir die staan van die teks is soos mens sal amper sê, ek dink ek het dit al een slag gesê, dis een van die tekste in die Bybel wat soos 'n groot Boeing 747 in 'n mens se lewe invlieg. Wat eintlik die sleutel is vir die verstaan van hierdie gedeelte. Ou vertaling sê hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Simon dink, sonder dat hy dit sou sê, dat hy nie vergifnis nodig het. Of as hy vergifnis nodig het, het hy minder vergifnis nodig as hierdie vrou wat miskien rondgeslaap het, miskien klomp ander goed, haar hande mee vuil gemaak het, haar lewe mee vuil, sy onrein. So net die gedagte wat Jesus eintlik wil sê, is wanneer ons, en dit gebeur in 'n mens se verhouding met die Here, wanneer jy in jou verhouding met die Here en 'n mens se geestelike lewe ooit op 'n punt sou kom dat jy na ander kyk
en na ander so kyk, dat jy dink, dat daar vir my minder vergewe is, as vir die ander een. So as jy in daai plek gaan, in jou verhouding met medemense, gaan dit ook vir jou baie moeilik wees, om medemense te aanvaar. Want diep binne jou het jy nie die besef, dat ek en jy so groot behoefte het aan die aanvaarding van God en die genade van God. Mooi wat hier gebeur, nee, is dat Jesus toe hy met Simon praat, sy rug op Simon draai. Mooi in die teks wat weer, Jesus draai sy rug weg van Simon af wat hy nou mee gepraat het. En hy hou aan praat met Simon nie. So Simon snap nie eers dat hy die gunstige, genadigde, vergewende kyk van Jesus net so nodig het as die een na wie Jesus draai nie. Né? Mense snap nie. Ek snap dit nie. Dat daai kyk, daai genadige kyk, het alle mense so brood nodig. Dis die kyk wat ons na die wêreld moet kyk. Dis 'n anderse kyk. Dit verander mense se lewe. Dis 'n sleutel vir die verstaan van die kerk. Dit lyk my Jesus het geweet mense in kerke gaan mekaar ook nie so aanvaar nie. Laat ons daai kyk so nodig het nie. Maar ook gereeld herinner word aan dis die manier ons na mekaar kyk, maar ook na die mense daar buite kyk. Dat die wêreld eintlik die gesig van God, die kyk van God in ons kyk sal raak sien en sal ervaar en sal beleef nie. Want Simon het dit net so nodig. Hy dink hy's die 50. Jesus wil vir hom eintlik sê, jy's ook 500. So Jesus wil eintlik met die gelykenis sê, wat die vrou snap, is dat sy besef, sy's skuldig. En haar skuld dwing haar op haar knieë, dit dwing haar tot trane, en sy neem verantwoordelikheid vir dit. En sy het gehoor van die evangelie. Dit lyk, en dit mag miskien vandag nog so wees, dat die goed wat ons dryf, of dink nou persoonlik, as dit geld en mag is wat ons dryf, gaan ons mekaar nie heeltyd aanvaar nie, want iewers gaan mense nie dink jy dien hulle belange nie. Kyk maar soos Trump en Musk, twee magtige mense, almal met baie geld. Maar wanneer die goed begin bietjie troebel raak, is daai verhouding sommer net eensklaps platgeslaan. Want daar's iets van nederigheid wat ons vandag so tekort het in die wêreld, nie. Jesus het in hierdie vrou se lewe ingestap. Hy het haar lewe verander. Hy het iets gesien wat Simon nodig het, wat sy nodig het, en wat ek en jy nodig het, wat ons so baie keer op verkeerde plekke en verkeerde areas in die lewe soek, hierdie saak van aanvaarding, het Jesus na die wêreld gebring in sy broosheid en sy stikkendheid, en hy gee hierdie behoefte aan aanvaarding, maar ook vergifnis. Hy draai na die vrou toe, nee, hy draai na die vrou toe, en die Grieks wat hier gebruik word, is wat ek daar geskryf het, as fesies. En dis nie net, ek vergeef jou nie. Dis vergifnis in die volle sin van die woord, wat ook vrymaking
insluit. So die Grieks wat hier gebruik word is baie meer as net ek vergewe jou. Dis eintlik ek gee jou 'n ander naam. Die draai wat Jesus in haar rigting gegee het, wat hy sê, jy's vergewe. So uiteindelik, daar is 'n stuk vooraf genade nie. Want sy het net haar dade het gewys hoe sy voel oor Jesus en haar behoefte aan vergifnis. Sy het nie die woorde geuiter nie. Hier's 'n stuk vooraf genade van God, wat hy later dan uitspreek oor haar lewe, wat haar ingetrek het, hierdie liefde wat Jesus dwarsdeur uitgeleef het. Nie aan die magtiges nie, maar dit lyk tog, daar's 'n stuk in die evangelie wat ons baie mooi moet verstaan, dat dit moeilik is vir die magtiges en vir die Simons en die Petrus om so ingetrek te word met hierdie saak van vergifnis, omdat ons nie altyd weet, hoe nodig het ons dit nie? Hoe nodig het ook die magtiges dit nie? En hierdie vrou is verander na 'n familielid, nee. Familielid van Jesus se binnekring. As jy later gaan lees, hierdie was as Jesus die bal reg gespeel het, het hy dit nie met vrouens gedoen nie. Vrouens was nie in tel nie, dis hoekom die gedeelte nog verder gaan en nog 'n klomp ander onrein vroue nog hierby aanhaak, nee. Onrein vroue hierby aanhaak. Ons wat paas is, weet ook hoe nodig het ons vrouens nie, ook in die kerk, ook in die kerklike familie met mekaar. Maar hierdie vrou sy lewe het heeltemal verander nie. Want sy het 'n ander naam gekry. Vergifnis in hierdie sin van die woord maak mense vry. Templeton Foundation wat baie goeie werk doen vir navorsing in Amerika en ook in die hele wêreld om navorsing te doen oor die impak van geloof in mense se lewe, het 'n studie gedoen in Amerika rondom vergifnis. En hulle het ondervind dat in Amerika 75% van die Christenbevolking werklik glo dat God hulle vergewe, dat hulle verlede verby is. Ek bedoel uitgewis is. Dat God hulle werklik so vry maak, soos wat hy hierdie vrou vry maak. Dat God baie goed verstaan word as iemand wat sy gesig na mense draai en hulle vergeef. Maar daai selfde groep sukkel om te glo dat hulle altyd so vergeef is. So hulle glo God vergeef, maar wanneer dit by hulle self kom, en hulle medemense kom, gaan daai persentasie af tot mense wat werklik as glo dat God hulle ander mense vergewe en dat hulle mekaar kan vergewe. Dat hulle mekaar kan vergewe is die saak wat hulle die meeste mee worstel. Hulle sukkel daarmee. Sukkel om mense te laat gaan. Dit is 'n moeilike ding mos, nee. Die aanvaarding van God se vergifnis ook vir ander, die ander in die kerk, die ander daar buite. En die studie het toe daarop gedui dat die studie het so ver gegaan deur goeie navorsing doen op mense se gesondheid. Mense wat sukkel om te vergeef en wat nie as vergeefdes leef nie, baie meer siektes ontwikkel, baie meer spanning, depressie. Ek en jy leef in 'n wêreld waar ons moet weet God wil sy gesig na jou draai. En jou aanspreek met die woorde jy is vergewe. Dalk is dit nodig dat jy huil oor iets wat jy jouself of ander aangedoen het voor die Here bely.
Maar God verander mense, nê? God het ook geestelike, hoogmoedige fariseërs en tollenaars, Saggeus, verander na nederige diensknegte. So hierdie behoefte aan vergifnis, al is jy hoog en magtig en leef daarbo, deur dit 'n manier om ook vir jou en vir my wat in posisies is waar ons baie geseënd is, ook maar op ons knieë te bring en nederige ontvangers van God se genade te wees, nie. Wat erken ons het ook daai behoefte dat God sy gesig na ons draai en ons met daai liefde aankyk en bekyk. Aanvaar dat jy aanvaar is deur God. En vra God om vir jou en vir my te help om ander te aanvaar. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir stil gebed. Dalk is daar iets wat jy soos die vrou sonder om te sê, maar net vir die Here wil gee. Iets wat jy dalk swaar aandra. En dan gaan wil ek hê jy moet kyk na die getuienis van Dr. Labeskagni, persoon met wie ons ook 'n pad gestap het, ook geworstel het met aanvaarding en ook die Here se genade. So na jy met die Here gepraat het, kyk na die getuienis wat ek glo vir jou ook baie sal beteken. Geagte Dani en die gemeente, ek wil dankie sê dat ek vandag die geleentheid het om my getuienis af te lê voor julle. Ek was voorheen al baie krities gewees oor mense wat getuienis af lê en mense wat die Here mee praat en drome verskyn en ek het tog ag nee, wat regtig? Ek dink nie so nie. Ek is Labeskagni. 37 jaar oud, 67 jaar oud en ek is in Grootbrak al vir 37 jaar. Ek was 'n GP, 'n mediese dokter hier gewees vir die meeste van die tyd en afgetree in 2016 en toe weer begin werk so deeltyds. Ek wil vandag praat oor die woord hoekom. Hoekom? Pasiënt het my baie keer al gevra, hoekom dokter? Hoekom het dit gebeur? Hy is so 'n goeie mens. En ek het altyd gesê, daar is nie antwoord vir hoekom nie. Ek het arm groot geword, pa is dood vroeg. En my ma het ons en die kinders, my boetie en sussie van 2 en 3, maar groot gesukkel. Maar daar was altyd alles wat ons wou gehad het ons gehad. En net so was daar nie geld vir studeer nie, maar op 'n manier kon ek gaan studeer vir onderwyser en daarna vir 'n dokter. Ek het 1988 begin werk hierso saam met Dr. Delaharp en die Here het my geseën. As ek terugdink, dit was goed fees vir my. Ek het 'n vrou gekry, ek is getroud, 3 pragtige gesonde kinders en ja, alles wat ek wou gehad het ek gekry. En baie keer het dit deur die ek gegaan, alhoewel ek altyd probeer nederig wees, het dit gegaan maar ek wil dit hê en ek wil dat hê. En die Here het die meeste van die tyd dit vir my gegee wat ek wou gehad het. Ja, ek is later geskei en ek het
van 'n bietjie van die pad afgedwaal. Ek het nog kerk toe gekom en ek het Bybel gelees en ek gedink ek is okay, maar ek was nie eintlik nie. In 'n ongeluk of 2 ongelukke gewees en in Oktober 2023 het ek geval op 'n trap, my regter oog verloor, maar daarna kon ek weer aangaan. So het Sandra vir my gesê, die Here het weer vir jou 'n kans gegee. En sy sê, ek was maar baie sinies daaroor gewees. Maar toe in 2025, nou Januarie, die 4de, toe val ek weer op 'n trap, 'n ander trap, en ek val die ander oog uit. En in die begin het ons baie gebid, en mense het gebid, en die oog was baie beskadig gewees, en ek het gebid, dat daar net 'n operasie is, dat ek net iets kan sien. Want toe is ek heeltemal blind, ek kan nie lig sien nie, ek kan niks sien nie. En ons gebid, en die mense het gebid, en ons was almekaar op ons knieë. En soos die tyd aangegaan het ek besef, en die oogarts het my gesê, ek moet dit net aanvaar. Ek sal nooit weer kan sien nie. En ek het deur verskillende emosies gegaan. En ek was kwaad geweest. Ek was gedink, hoe kan die Here dit aan mens doen? Hoe kan hy my soveel van my wegvat? Hoekom kan hy dit doen? Hoekom daai vraag? En ek het nagte deur geworstel. Ek moes later slaappille drink. En ek was kwaad en later gesê, ag, daar bestaan nie iets soos God nie. God bestaan nie. Hoekom sal hy dit doen as hy 'n goeie God is en 'n God van liefde? En ek het opgehou bid en opgehou lees. En omtrent 'n maand gelede het ek een nag gedroom. Wat ek kan onthou van die droom was dat ek het verskillende sondes gesien in myself wat ek gedoen het en wat ander mense gedoen het. En wat wonderlik was, na die tyd het ek net hierdie gewaarwording gehad, hierdie openbaring dat ek moes eers blind raak voordat ek kan sien, regtig kan sien. En hy moes my eers weer op my knieë kry voordat die ek nie meer die belangrikste is nie. En te besef dat alles is net genade. Dis genade wat ons kry van die begin af. Ek het soveel genade gekry uit sy hand uit. Natuurlik was ek dankbaar, maar mense sê mos maklik dankie, maar opreg dankbaar is 'n ander storie. En ek is regtig geseën op soveel verskillende maniere. En ja, nou na daai droom wat ek gehad het, is dit vir my, het ek ongelooflike vrede. En vir die eerste keer kan ek dit aanvaar. Waar ek voor die tyd is almal sê, ja, jy moet sterk wees en jy moet dit aanvaar. Ek gedink, hoe kan hulle vir my sê ek moet dit aanvaar? Ek gaan dit nooit aanvaar nie. Hoe kan jy aanvaar, jy is blind? Sê nee, ek kan nie aanvaar nie. Maar na daai droom, nadat my perspektiewe verander het, is ek ongelooflik rustig. Ek slaap rustiger. Ek besef ek moes blind raak. Ek aanvaar dat ek blind is. Dis nog moeilik, want alles is 'n struggle. Jy kan nie sien nie, jy is afhanklik van mense, al die goed wat daarmee saamgaan. Maar ek wil net sê, daai hoekom vraag, baie keer is 'n antwoord. Maar mens moet wag vir die Here om jou te antwoord. En vir die Here vir jou te gee wat hy vir jou wil gee op sy tyd. God is liefde. Ons moet dit net glo. Net glo dat daar is 'n God. Weer eens dankie vir die geleentheid. Gaan en weet dat die Here jou ook nie net vergeef nie, maar jou ook vrymaak en 'n nuwe lewe gee. En vertrou die Here om daai lewe saam met jou elke dag te leef. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.
Kom ons kyk na die afkondigings vir die NG Kerk Groot Brakrivier vir die week 15 tot 22 Junie 2025. Wat YouTube betref, teken in op ons YouTube-kanaal, skakel notifikasies aan. Sondag 15 Junie 2025. Die prediker is Dominee Dani Goosen. Dit is ook Vadersdag. Dit is ook Nasionale Biddag vir Blindes. Daar is geen kategese nie. En by die deure is 'n spesiale offer vir Innovation for the Blind. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloof preek om 10:00 is digitaal. Wat Woensdag 18 Junie betref, daar is nie 'n blokbyeenkoms nie, want die blokbyeenkoms van blok 12A en 12B, dit is nou Reebok tot Mosselbaai, vind Sondag 22 Junie direk na kerk plaas in lokaal 6. Die kooroefening by die orgel om 16:45. Marida se telefoonnommer daar is 082-471-0751 en alle belangstellendes is welkom. Volgende Sondag, dis 22 Junie 2025, sal die erediens om 10:00 weer deur Dominee Dani Goosen gelei word. Daar is kategese en by die deure sal 'n spesiale offer vir gemeente instandhoudingsfonds wees. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloof preek om 10:00 sal gelei word deur Dominee Shanay Viljoen. Die gebedsgidse vir Junie 2025 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Wat die Bybelblokraaie betref, Bybelblokraaie en Bybelwoordsoek nommer 24, asook die antwoorde vir nommer 23 is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Dan nooi ons nuwe lidmate uit om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Dit is Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Wat die bedieninge betref, die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. En ons sal gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos en dan ook seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die bediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082-327-9527. Wat die getuienisbediening betref, die Wolwedans boodskap sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die verdere uitreikdatums vir die tweede kwartaal is 18 Junie. Ons grootste sopverskaffer is vir 2 maande uitstedig. So ons nooi meer mense uit om asseblief te help met sopvoorsiening vir die volgende 2 maande. Daar is ook 'n sopresep. Die bestanddele is as volg: 100 gram sopmengsel, 100 gram rys, 100 gram lensies, 150 gram soja, 'n blokkie aftreksel en 'n pakkie sop. Om gaar te maak, roer dit eenvoudig 3,5 liter water by die mengsel en kook tot gaar. Jy kan dit skenk in die volgende 2 formate. Eerstens die droë bestanddele in 'n glas koffiebottel of tweedens gekook en gevries in 'n 2 liter roomysbak. Die behoeftes vir die getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne en gebreekte keramiek of porselein. Dis vir mosaïekprojekte en ons bedank u by voorbaat vir die deelname. Die jeugkerk, dis nou die ou kinderkraans, dis by die AGS gemeenskapsaal.
Dit vind elke Vrydagmiddag plaas van 14:30 tot 16:00. Die kinders word met die woord en sang bedien. Hulle verdeel dan in kleiner groepies vir die res van die dag, vir die les van die dag. Hulle neem deel aan verskillende aktiwiteite en ontvang daarna 'n koeldrankie en 'n pakkie met iets lekker in. Ons beplan 'n rooster vir die mentors vir elke week. Tans is daar te min mentors. Indien die Heilige Gees dit op u hart lê om hier betrokke te raak, kontak gerus vir Adrian Kamper by 082 801 1332 of vir Karen Kamper by 084 504 2785. Die ondersteuningsgroep, dis 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks by mekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Hulle doel is om uit te gaan as geroepenes na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Dit doen hulle deur rygeleenthede vir dokterafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer, hulp met inkopies, ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede en deur uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleenwees en eensaamheid te verlig. Kontak gerus vir Rihanna Breers by 081 039 8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Kom ons kyk na die aktiwiteite. Die NG Kerk Grootbrakrivier, dis ons eie gemeente, bied aan Magdalou op Vrydag aand 20 Junie in die kerksaal van ons NG Kerk Grootbrak. Dis om 18:30 die aand. Die koste is R180 per persoon. Die kaartjies is by die kerkkantoor of na kerk by die saal by Johan Smit. Dan is daar ook 'n middag met Lis Meyering. Dit word aangebied deur Vonkelvroue by die NG Suid gemeente. Dit is om donderdag 19 Junie om 14:40, 20 voor 3. En dit is R100 per persoon en daar is verversings ingesluit. FEBA Radio SA, ons bid die week vir FEBA Moldova. En ons gebed vir die week is dan dat FEBA se programme Moldova se jeug sal help om God te ontmoet en in sy weë te wandel. Wat ons webwerf betref, dis nggrootbrak.co.za. 15 Junie 2025 is daar die erediensbediening. Die skakel na die YouTube erediens van 15 Junie gelei deur Dominee Dani Goosen is beskikbaar. Jy kan ook die volledige Pinksterreeks deur Dominee Nelis Jansen van Rensburg terugkyk. Daar is ook die Bybelstudiereeks, die Junie skep asem vir vandag is beskikbaar elke dag. Jy kan ook die weeklikse stof tot nadenke daar kry, die Koninkryk van die Hemele. En die afkondigings is op die webtuiste indien jy wil seker maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen. Die adres is Langstraat 10 in Grootbrakrivier en die kantoor se telefoonnommer is 044 620 2205. Ons dank u vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.